Hallo almal, vandag kyk ons na 'n paar voorbeelde waar ons die trigonometrie definisies gaan gebruik. So eerstens wil ek julle net herinner, ons het gesê sin is teenoorstaande op skuins, kos is aangrensend op skuins en tan is teenoorstaande op aangrensend. Kom ons gaan direk na die eerste voorbeeld toe. Ek is driehoek ABC gegee. Ek sien AB is 2 eenhede, ek sien BC is 3 eenhede, maar ek het nie die lengte van AC nie. AC is my skuinssy. So ek weet as ek kos of sin nodig het, dan gaan ek die skuinssy moet bereken, so kom ons bereken dit sommer eerste. Die skuinssy kwadraat is nou AC, is gelyk aan 2 kwadraat plus 3 kwadraat. Dit is die stelling van Pythagoras. So AC kwadraat is 4 plus 9, wat 13 is. Dit is nog steeds AC kwadraat, so AC gaan die vierkantswortel van 13 wees. En daar het ons dit nou. Jy kan jou antwoord in wortelvorm los. Eintlik is dit meer akkuraat. Wortel 13 is 'n irrasionale getal, sou desimale sou vir altyd aangegaan het. Maar as die vraag gevra is korrek tot 2 desimale plekke, dan sou jy dit na desimaal verander. Gewoonlik los ons dit in wortelvorm. So kos van A. Kos is kossas. So ons moet hê aangrensend op skuins vir hoek A. So, vir hoek A is die aangrensende een, die een wat reg langs aan is, 2, en die skuinssy is wortel 13. So dis 2 op wortel 13. Nommer B, vra vir ons vir sin van A. Nou, as ek kyk na sin, dan moet ek teenoorstaande op aangrensend hê. Nou, die teenoorstaande sy is nog nie hier gemerk nie. Ek werk met hoek A, so ek gaan na hoek A toe en reg teenoor hom, kry ek 3. En die skuinssy het ons uitgewerk, is wortel 13. Nommer C, vra vir tan van C. Nou is dit baie belangrik dat jy sien, ons hoek het verander. Ek kan nie langer die teenoorstaande en die aangrensende sy gebruik soos hulle hier gemerk is nie, want ek werk met 'n ander hoek. So kom ons vee al die geskryf hier uit, en dan verander ons dit vir hoek C, wat hier is. So die een wat aangrensend tot hoek C is, wat aan hom raak, is 3 eenhede lank, en die teenoorstaande een is 2 eenhede lank. So, as ek kyk na tan, dan moet ek tanta gebruik. Tanta sê teenoorstaande op aangrensend. So vir die hoek C is teenoorstaande 2 en aangrensend is 3. So my antwoord is 2 op 3. En laastens wil ek ook kos van C uitwerk, en kos is aangrensend op skuins. So vir die hoek C is aangrensend 3 en skuins is wortel 13. So dis 3 op wortel 13. Goed, kom ons gaan na nog 'n voorbeeld toe. Hier is nommer 2. Kom ons bekyk nou eers weer die driehoekie. Ek het 'n 90 grade driehoek. Reg oor die 90 grade hoek gaan ek my skuinssy hê. Weereens sien ek dat hulle net vir my die lengte van die skuinssy en die lengte van sy DF gegee het, maar ek ken nie DE nie.
Nou hierdie slag is die onbekende een my DE, nie die skuinsy nie. Maar vir Pythagoras se stelling begin ek altyd met die skuinsy. So die skuinsy kwadraat gaan gelyk wees aan sy DE wat ek nie ken nie, en DF wat wortel 5 is, kwadraat. So 3 kwadraat is 9, en vierkantswortel van 5 kwadraat is net 5, so as ek die 5 aftrek, dan kry ek 4 is gelyk aan DE kwadraat, en as ek dan die vierkantswortel vat om van die kwadraat ontslae te raak, is DE gelyk aan 2 eenhede. So nou ken ek al 3 sye en ek is gereed om al die vrae te beantwoord. Vraag 1. Vra vir my versin van E. So ek werk met hierdie hoek E. Teenoorstaande, skuins en aangrensend. So, sin, onthou ek met sins. So sin van E gaan teenoorstaande wat wortel 5 is, op die skuinsy wat 3 is. Nommer B, moet ek doen tan van F. Ek werk met 'n ander hoek. Ek werk nie meer met die hoek E nie. So kom ons vee maar hierso uit, die aangrensend, die teenoorstaande, daar sy. Hier is my skuinsy nog steeds. As ek met die hoek F werk, is daar die een teenoorstaande en daar is aangrensend. So tan van F, en vir tan gebruik ons tan ta, is teenoorstaand op aangrensend. So tan van die hoek F is teenoorstaand wat 2 is, op aangrensend wat wortel 5 is. En dan cos van F. So cos, onthou ons met cos sas. So ons soek die aangrensende op die skuinsy van die hoek F. F is wat ek nou in rooi gemerk het. Aangrensend is wortel 5. En die skuinsy is hier, dit is 3 eenhede. Goed, laaste vraag. Tan van die hoek E. Ek het nou vergeet om die nommer neer te skryf. Tan van die hoek E. So dit wat ek nou op my prentjie het, is nie die aangrensend en die teenoorstaande van hoek van hoek E nie. Die teenoorstaande van hoek E, kom ons kyk of ons 'n geel kan vat. As ek hier by E is, dan is die teenoorstaande sy daar, en die aangrensende sy hier. So, teenoorstaand op aangrensend is dan wortel 5 gedeel deur aangrensend wat 2 is.